Goeiemôre, baie welkom by ons weeklikse boodskap. Dis lydenstyd, minder as 2 weke voor Paasnaweek en kom ons vra dat die Here ons saam wees vanmôre rondom die woord sal kom seën. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons vanmôre weer hier saam kan wees. Dankie dat U nooit moeg vir ons word nie en dat ons nooit moeg word om ook aan die voete te sit en te leer en te luister wat U op die hart vir ons het nie. Ons gebed is dat U vanmôre ook uit die woord uit en deur die Gees ook vir ons ontvanklik sal maak van wat U wil hê ons moet weet en hoor en gaan doen, spesifiek in hierdie spesiale tyd voor Paasfees. Dankie dat U vir ons die voorbeeld kom stel het deur Jesus Christus en dat ons Here Jesus aan U kan vashou om te weet hoe moet ons elke dag na die lewe kyk en na mekaar kyk en deur die lewe reis. Wil U vir ons seën asseblief. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Ons skrifgedeelte kom vanmôre uit Markus 10 uit. En dit speel af terwyl Jesus besig is om te reis na Jerusalem. Ons het laasweek so 'n bietjie daaroor gepraat en gesê dat Jesus ook gesien het dat dit God se plan is dat hy soontoe moet gaan. En op 'n stadium lees ons dat hy vasbeslote was om na Jerusalem te gaan omdat hy geweet het die Vader het iets vir hom daar in gedagte. En hy wou binne die wil van die Vader bly en op so 'n manier ook bereid wees om selfs dood te gaan as dit die Vader sou wou was. En dan het Jesus vir die mense wat saam met hom loop, sy disippels genooi en gesê, wie agter my aan wil kom, aan die woorde wie saam met my wil reis, moet homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Met ander woorde, dit sou nie 'n gewone pad, 'n gewone reis gewees het nie. En nou is Jesus en sy disippels in Kapernaum. En dan vind hierdie gesprek plaas wat ons dan nou gaan lees vanaf vers 32. Markus 10 vers 32. Op pad Jerusalem toe het Jesus voor hulle uitgeloop. Dit het die disippels verontrus en die mense wat agterna gekom het laat bang word. Toe het hy weer die 12 op sy geneem en hulle begin vertel wat met hom gaan gebeur. Kyk, ons gaan nou Jerusalem toe. Daar sal die Seun van die Mens aan die priesterhoofde en skrifgeleerders oorgelewer word. En hulle sal hom tot die dood veroordeel en hom aan die heidene uitlewer. Die sal met hom spot en op hom spoeg en hom slaan en hom doodmaak. En 3 dae later sal hy uit die dood opstaan. Jakobus en Johannes, die seuns van Zebedeus, kom toe na Jesus toe en sê vir hom, Here, ons wil graag hê U moet vir ons doen wat ons U gaan vra. Wat wil julle hê moet ek vir julle doen? Het hy hulle gevra. Hulle het hom geantwoord, wanneer U as koning heers, laat ons dan langs U sit, die een aan U regterhand en die ander aan U linkerhand. Julle weet nie wat julle vra nie, sê Jesus vir hulle. Kan julle die lydensbeker drink wat ek drink, of met die doop gedoop word waarmee ek gedoop word? Ons kan, sê hulle vir hom. Daarop sê Jesus vir hulle, die beker wat ek drink, sal julle drink, ja, en met die doop waarmee ek gedoop word, sal julle gedoop word. Maar om aan my regter en my linkerhand te sit, daaroor besluit ek nie, dit is vir die, vir wie God dit gereed gemaak het. Toe die 10 ander dit hoor, was hulle verontwaardig oor Jakobus en Johannes. Jesus roep hulle toe nader en sê vir hulle, julle weet dat dit by die nasies so is, dat hulle sogenaamde regeerders oor hulle baas speel, en dat hulle groot manne die mag oor hulle misbruik. Maar by julle moet dit nie so wees nie. Elkeen wat in julle kring groot wil word, moet julle dienaar wees. En elkeen onder julle wat die eerste wil wees, moet julle almal se dienaar wees. Die Seun van die Mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense. So ek dink die vraag wat ons vandag na wil kyk en wat in die harte van die disippels was, is wie is die grootste in die koninkryk van God? En dit is wat Jesus probeer verduidelik vir hulle. Jesus het vir 33 jaar op aarde geleef. En vir 33 jaar het hy geloop en gepraat en geleer en geleef soos wat die Vader wou gehad het, hy moet dit doen. In elke situasie en elke dag. En tog weet ons nie eers die helfte van dit wat in Jesus se lewe gebeur het nie. En wat verder baie interessant is, 1/3 van die 4 evangelies, met ander woorde 1/3 van die boeke Matteus, Markus, Lukas, Johannes, vertel vir ons eintlik net oor 1 week in Jesus se lewe. 29 van die 89 hoofstukke gaan oor die laaste week van Jesus
se lewe. En dit moet vir ons iets sê. Dit moet as ware 'n ligvakkel wees wat opgeskiet word om te sê, kyk na hierdie ding, luister na wat hier gesê word, dit is baie belangrik. Dis byvoorbeeld om vir iemand te sê, as ek hoor 1/3 van jou toespraak gaan oor 'n sekere onderwerp, dan is dit waarskynlik die kern van wat jy vir my wil sê. En dit is wat hier met Jesus gebeur, soos wat die Bybel vir ons vertel van sy lewe in hierdie laaste week. En dit is waaroor Lydensweek gaan, of Lydenstyd gaan. Dis 'n kykie na Jesus se laaste dae, sy woorde en sy werk op aarde. Natuurlik gaan die verhaal van Jesus oor sy lydenstyd of oor die sondes wat betaal is in die sterf aan die kruis. Maar daar is ander dinge wat ons hoor en leer. En dit is byvoorbeeld wat ons hier hoor van in God se koninkryk werk dit so. Jy is groot as jy bereid is om klein te wees. Jy is in God se oë groot en belangrik as jy bereid is om klein te wees. Jy word raak gesien op die beste wanneer jy daar is waar God jou wil hê, en dit is wanneer jy 'n diensknegt is. Grootheid begin deur ander te dien. So in die gedeelte wat ons lees, net vooraf, is daar 'n gedeelte waar Jesus met sy disippels praat en vir hulle beloof dat elkeen wat iets opoffer, vir die saak van die evangelie natuurlik, dit 100 keer sal ontvang hier op aarde, maar ook dan veral in die ewige lewe hierna. So in onduidelike terme kom sê Jesus hier, dat eer en grootheid word beloof aan elke disipel wat op sy terme vir hom volg. En vanaf vers 33 dan verduidelik hy, wat is hierdie terme dan? Wat is hierdie roete op pad na eer en heerlikheid? En kom ons lees net weer vers 33 na hierdie roete wat Jesus kom sê, dit is die pad na eer en heerlikheid. Vers 33, kyk, ons gaan nou Jerusalem toe, sê Jesus. Daar sal die seun van die mens aan die priesterhoofde en skrifgeleerdes oorgelewer word, en hulle sal hom tot die dood veroordeel en hom aan die heidene uitlewer. Die sal met hom spot en hom spoeg en hom slaan en hom doodmaak, en 3 dae later sal hy die dood opstaan. Hier word beskryf iemand wat verraai word, Jesus wat verraai word, veroordeel word, gespot word, op hom gespoeg word, geslaan word en doodgemaak word. Dit klink nie vir my na 'n roete na grootheid nie. En dis ook waarskynlik nie wat die disippels in gedagte gehad het, as hulle gedink het aan die sukses en heerlikheid wanneer hulle vir Jesus volg nie. En daarom vra Jakobus en Johannes, die 2 disippels in Jesus se binnekring, voordat hulle in Jerusalem vra hulle vir Jesus, wanneer u as koning dan nou in Jerusalem heers, laat ons dan langs u sit, die een aan die regterhand en die ander aan die linkerhand. Waarskynlik het die disippels aangeneem dat Jesus na Jerusalem toe gaan om daar as koning te begin heers. En hulle wou seker maak, hulle bespreek hulle plekke in die kabinet, in die regering van Jesus, want hulle het gedink, dit gaan vir hulle mag en gesag oor ander gee, en waarskynlik ook oor die ander disippels. Dit was meer wat hulle in gedagte gehad het, en ek vermoed, dit is hoe ek en jy ook baie keer dink, as ons dink oor hoe ons moet funksioneer in die lewe vandag, hoe ons mag en gesag en eer in vandag se lewe sien. Dink maar in die besigheidswêreld, of in die politiek, of op die sportveld, of selfs by die kerk of by die huis. Grootheid of belangrikheid beteken vir ons dikwels om mag te hê oor ander mense, om ander mense te kan beïnvloed, sodat hulle doen wat ek wil hê hulle moet doen, en om ander mense aan jou voete te hê, en letterlik, hulle moet jou dien. Jy sê, en dit gebeur. En Jesus wys, hy verstaan wat die disippels dink, want hy sê in vers 42, hy sê, julle weet dat dit by die nasies so is, dat hulle sogenaamde regeerders oor hulle baas speel. Dit wat in die wêreld regtig gebeur, en dat hulle groot manne die mag oor hulle misbruik. En dan gooi hy 'n curveball, wat waarskynlik iets totaal onverwags is. Kom ons noem dit 'n paradoks, of 'n teenstelling. 'n Paradoks is iets wat iemand sê en dit klink vir jou absurd, maar op die ouende is dit eintlik die waarheid wat daar gesê word. En hy gooi vir hulle so 'n curveball in vers 43. Hy sê, maar by julle moet dit nie so wees nie. Elkeen wat in julle kring groot wil word, moet julle dienaar wees. En elkeen onder julle wat die eerste wil wees, moet julle almal se dienaar wees. Dis die eerste paradoks of teenstelling. As jy belangrik wil wees, moet jy diensknegt wees.
moet jy onbelangrik word. As iemand met mag en gesag wil wees, of wil word, dan moet jy eers 'n diensknegt of 'n slaaf word. En dit laat my sommer wonder aan iemand soos Donald Trump, wat hy bedoel as hy sy geliefkoeste slagspreuk sê, we're gonna make America great again. Ek vermoed, dis 'n ander gedagte wat hy in gedagte gehad het, as wat Jesus hier vir sy disippels kom leer. Maar as nog 'n teenstelling in hierdie gedeelte, wat net sin maak as mense dit sien in die lig van Jesus se kruisdood. Jesus word beskryf, hy praat van homself eintlik as die seun van die mens in vers 45. En ons gaan net nou die versie self lees. Die frase die seun van die mens was 'n manier waarop die beloofde Messias in die Ou Testament dikwels beskryf is. Die een wat almal kom red, die een wat alles gaan oorwin. Ons lees byvoorbeeld in die boek Daniël, wat Daniël self daaroor skryf. Die profeet skryf Daniël 7 vers 13 en 14. Ek lees in die ou vertaling, want dit is 'n bietjie meer letterlik en die woord kom baie mooi na vore hierin. Vers 13, ek het gesien in die naggesigte en kyk, met die wolke van die hemel het een gekom soos die seun van 'n mens. En hy het gekom tot by die oue van dae, die Engels vertaal het Ancient of Days, en hulle het hom nader gebring voor hom. En aan hom is gegee heerskappy en eer en koningskap. En al die volke en nasies en tale het hom vereer. Sy heerskappy is 'n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie, en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie. So Jesus se eie lewe leer ons wat hierdie kontras is. Hy was 'n koning van die konings. Hy was die Heer van alle here met 'n ewige koninkryk. Alles en almal was onder hom gestel gewees. En nou die teenstelling, tog verneder hy homself en word hy 'n diensknegt. Hy was voete van disippels en hy verdra dit om verraai en verloon te word en om te ly en om te sterf. En hy doen dit alles vrywillig. Die beloofde Messias, die seun van die mens, en hy leef as diensknegt hier op aarde. So vir die wêreld lyk dit nie na grootheid nie. Hulle sien net skande en verleentheid. Maar as ek en jy enige hoop het om eendag by Jesus te wees in die hemel, dan moet ons hierdie grootheid van Jesus in sy nederigheid raak sien. Jesus was groot omdat hy niks geword het nie, 'n diensknegt. In die kerk bely ons dikwels dat Jesus gebore is uit die maagd Maria, hy het in armoede geleef, hy is krimineel aangekla, hy is gespot, geslaan, gekruisig, hy is gesterf en hy is begrawe. En in my en jou wêreld is dit vreemd, want normaalweg vier ons nie iemand se lewe as dit 'n mislukking blyk te wees nie. En tog is dit waar die grootheid van Jesus lê. Ons prys hom nie omdat hy vyande verslaan het nie, maar omdat hy toegelaat het dat hy self gevange geneem word om gekruisig te word. Ons prys hom nie omdat hy die aardse troon bestyg het nie, maar omdat hy verhoog is deur aan die kruis te gaan hang. Anders gestel, ons eer hom omdat hy 'n verloder was, 'n mislukking, 'n diensknegt, 'n slagoffer, 'n krimineel, omdat hy veroordeel is. Hoekom doen ons dit? Ek dink dis omdat ek en jy dikwels dit is wat Jesus geword het. Ek en jy het misluk om te doen en te wees daar waar die Here ons wil hê en te doen wat hy wou gehad het ons moet doen. Ek en jy verdien die doodstraf. En die enigste manier ons daarvan bevry kan word, is deurdat Jesus ons dienaar word en ons sonde en ons skande en ons skuld op hom neem. En dit was sy plan nog die hele tyd. In vers 45 van hierdie gedeelte wat hy met die disippels praat, kom sê hy, dit was nog altyd sy plan. Hy sê, die seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense. Dis die roete. En Jesus het God se beker van toorn wat vir ons bedoel was gedrink. Hy het ons kom dien sodat ek en jy vir altyd by hom in die hemel mag leef. En daarom kon nooi hy vir my en jou uit om te deel in sy beker
en in sy doop, wat eintlik maar beteken om te deel in die lewe wat hy geleef het. Pad van nederigheid, opoffering, diens aan ander mense. En hy roep ons saam en hy kom sê vir ons, julle sien hoe die wêreld grootheid definieer. Kan julle dit sien? En dan vers 43 waar hy sê, maar by julle moet dit nie so wees nie. Elkeen wat in julle kring groot wil word, moet julle dienaar word. Net soos ware grootheid by Jesus weggesteek is, net so gaan ek en jy, as ons ander mense dien, ook nie 'n handeklap kry, of 'n toekenning ontvang, of in gewildheid toeneem nie. Dit gaan nie altyd lekker en maklik wees nie. Net soos by Jesus, is dit by ons ook. Grootheid in die koninkryk kom van God. Nie deurdat jy gedien word nie, maar deurdat jy ander mense gaan dien. So lyk dit in die praktyk. Wel, soos ons in al die koninkryksverhale, al die gelykenisse wat Jesus vertel in die Bybel sien, leef jy binne God se wil wanneer jy eintlik die wêreld op 'n ander manier sien, eintlik onderste bo draai. Die grootheid van in die kerk byvoorbeeld gaan nie oor 'n amp of 'n pos wat ek het nie, of 'n posisie, of wat mense vir my sê jy preek goed, of jy maak goeie musiek, of jy reël 'n funksie baie goed nie. Maar dit gaan eintlik oor wanneer ek my hande vuil maak en dien, deur te gee, daar waar mense dit nie sien nie, deur dinge te doen wat ander mense nie wil doen nie, deur ander se laste te dra, deur vir hulle te bid. Natuurlik strek die koninkryk van God baie verder as die kerk se mure, as die kerkgebou self. Dis in jou werkplek ook so. Daar waar dit nie afhang hoeveel toekennings jy kry, of op watter plek jy jou kar kan parkeer nie, of hoeveel applaus jy ontvang wanneer jy aftree nie. Maar wanneer jy ander mense laat goed lyk, wanneer jy ander mense se foute regmaak, en op so 'n manier vir hulle dien, dit wat ander mense nie eers kan sien nie, dan begin dit lyk na die koninkryk van God. Ek wil vir 'n oomblik praat met die ouer mense wat op pad is om af te tree of dalk afgetree het. Die wêreldse afgetredenis, of in die wêreldse oë is afgetredenis mense wat nie meer vir iemand anders hoef te werk nie. Ek is nou vry, ek kan nou my eie ding doen. Vir Christene beteken afgetredenheid dat jy vry is om diensbaar te wees op ander maniere waarop jy vroeër nie kon wees nie. En daarom moet ons baie mooi gaan dink, waar is dit wat die Here vir ons op hierdie stadium van ons lewe wil gebruik om sy karakter uit te leef teenoor die mense rondom ons. Natuurlik, die koninkryk van God gaan verder ook na ons huise toe. In ons huise is dit wonderlik as ons geluk gewens word met 'n huwelik of met 'n nuwe aankomeling, met 'n nuwe babietjie, maar die Here sien grootheid dalk daar waar ek doeke omruil of skorrelgoed was, of waar 'n gesin in afhanklikheid saam bid, en waar ouers en oupas en oumas die waardes van Jesus uitleef en dit modelleer, en waar daar vergifnis is, en waar mense mekaar regtig dien. So ons verlosser Jesus is verhoog deur vir ons te dien, deur sy lyding en deur sy dood. En net so is ek en jy op pad na grootheid in die koninkryk van God en in God se oë, wanneer ek en jy gewillig is om diensbaar te wees. Vir ons, soos vir Christus is dit waar. Wanneer ons hierdie kruis wat Jesus sê, neem jou kruis op, wanneer ons hierdie kruis optel, in nederigheid en in diensbaarheid, dan is dit die pad wat ons loop, die roete na die kroon van die heerlikheid wat vir ons in die hemel beloof word. En mag die Here vir ons help om hierdie grootheid in sy koninkryk na te jag. Amen. Ek gaan vir ons bid. Nadat ek gebid het, gaan ons na 'n lied kyk en luister wat vir ons handel oor 'n diensknegt koning. Jesus die diensknegt koning. Dit word gesing deur Graham Kendrick. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U met ons kom praat en vir ons kom sê wat op U hart is en hoe U hart vir ons klop. Hoe U so graag dit, Here Jesus, wat U vir ons kom wys het en kom leer het, aan ons oor wil gee en vir ons sê, gaan leef so, want dit is die roete wat ek vir jou in gedagte het.
'n roete wat nie elke dag ewe gewild is nie, maar 'n roete waar jy weet, dit is hoe ek geloop het, en hoe ek wil hê jy as my kind moet dit loop. Here, wil U vir ons help? Wil U vir ons in hierdie 2 weke wat oorbly voor Goeie Vrydag en voor Opstandingsdag, Paasfees, dat ons ook dit ter harte sal neem, en dat ons sal probeer leef, Here, soos wat U vir ons kom leer het. En daarom wil ons bid, dat die genade van die Here Jesus, en die liefde van ons Vader, en die teenwoordigheid van U as Gees met ons elkeen sal wees en sal bly, waar ons hierdie dinge oordink en 'n deel van ons lewe maak. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Kom ons luister na die lied. From heaven you came, helpless babe, entered our world, your glory veiled, not to be served, but to serve, and give your life that we might live. This is our God, the servant King. He calls us now to follow Him, to bring our lives as a daily offering of worship to the servant King. This is our God, the servant King. He calls us now to follow Him, to bring our lives as a daily offering of worship to the servant King. Come see His hands and His feet, the scars that speak of sacrifice, hands that flung stars into space, to cruel nails surrender. This is our God, the servant King. He calls us now to follow Him, to bring our lives as a daily offering of worship to the servant King. So let us learn how to serve, and in our lives enthrone Him, each other's needs to prefer. For it is Christ we're serving. This is our God, the servant King. He calls us now to follow Him, to bring our lives as a daily offering
servant king, the servant king.